Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons hoop jy geniet die boodskap saam met ons. Vir die van julle wat ek nog nie vanoggend gegroet het nie, goeiemôre, my naam is Corneil, dit is my voorreg om in diens te wees van die Here en vanoggend om die woord te bring. Het is my altyd lekker hierdie tyd van die jaar wat ons baie bewus is van die feit dat ons deel is van 'n groter geestelike familie. Ons is baie bewus van die feit dat ons deel is van 'n Every Nation familie wat ver verby ons eie stad strek. Tot in die uithoeke van die wêreld, wat in 81 ander nasies is. Wat besig is om ook die Here te eer, om ook die Here te wil gehoorsaam, om ook die Here te wil dien met alles wat binne hulle wese is, om hom lief te hê en hom die plek te gee wat hy waardig is. En so ook stil te staan by dieselfde goed in sy woord. En so, dis nie 'n moet nie, dis nie prescribed of enigiets wat van bo af kom, wat mense sê, hierdie moet ons doen nie. Maar ek het nog altyd gevind, elke keer wat ons dit gedoen het, was dit so goed vir ons gewees, om te sê, kom ons begin hierdie jaar saam met die res van ons groter geestelike familie, en kom ons vas en bid, en werk deur dit wat hulle vir ons bring, maar ook kom ons staan stil vir nog 'n tyd, in dieselfde tema, om in die woord, uit die woord uit iets te kry vir ons, dat dit nog meer vir ons beteken, as wat ons al reeds geleer het in hierdie tyd, wat ons sommer net saam gevas en bid het, en deur die woord gegaan het, en dit saam deurgewerk het, en so gaan ons vir die volgende 6 weke besig wees met 'n preekreeks, wat ver verby Bloemfontein strek, en die preekreeks se naam is The Cross, and what it means for fallen humanity. Dit is so goed vir ons, want ons raak gewoond aan die kruis. Nou as ek vanoggend vir jou moet vra, wat verteenwoordig die kruis vir jou? Dan is daar 'n baie goeie kans, amper 100% kans, dat dit vir jou iets anders beteken as wat dit beteken het voordat Jesus aan daai kruis gaan hang het. Die kruis was 'n simbool van dood. Die kruis was 'n simbool van die een ding wat jy nie wil hê nie. Die een ding wat jy die Here voor gevra het, asseblief, laat dit nie met my gebeur nie. Mag ek asseblief nooit enige iets met die kruis te doen hê nie. Want dit was 'n teken van dood, en nie net dood nie, dit was 'n teken van die ergste tipe dood. Vir ons vandag is die kruis 'n teken van hoop. Dit is 'n teken van hoop, want Jesus is nie meer op die kruis nie. Hy is begrawe, en hy het opgestaan uit die dood uit, en hy het die dood oorwin. Maar ons sien hoe die kruis hierdie teken gebly het, wat is, soos maar ons kyk na die kruis, ons sien wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. En so vir ons vandag is ons baie gewillig om, baie mense sit 'n kruis op in hulle huis, en baie mense sal 'n kruis hangertjie dra, en baie mense sal die kruis sommer oral opsit, want vir ons vandag is dit 'n teken van hoop. En so vanoggend wil ek ons bewus maak van die feit dat Jesus en wat hy gedoen het aan die kruis, en ek wat 'n kruis by my het, en ek wat kan kyk na daai kruis, en ek wat die kruis kan sien, en ek wat 'n kruis kan dra, en ek wat 'n kruis by my huis kan opsit, en ek wat 'n kruis, dit alleen beteken eintlik nog steeds niks. En dis hoekom dit vir ons belangrik is om te dink oor die kruis, en wat dit werklik beteken vir die gevalle mens. Want maak ek op wat die kruis vir my beteken? Of laat ek toe dat God se woord vir my bepaal wat die kruis behoort te beteken? Sien, ons assosieer onsself baie maklik met die kruis. Dis wat ons doen wanneer ons sê ons is 'n Christen. Ons assosieer onsself met die kruis. Maar die vraag is of ons bereid is om ook ons kruis op te neem.
Of ons ook bereid is om die pad te stap wat Jesus gestap het, of ons ook bereid is om agter hom aan te gaan en sy voorbeeld te volg en te sien hoe hierdie kruis wel 'n ding is van, ja, maar as ek doodgaan, hoe ek kan dit doen, hoekom? Want ek weet ons lewe na die kruis. Want ek het sekerheid oor die feit dat wanneer Christus my vra om dood te gaan, dan gaan ek nie dood bly nie. Nee, ek gaan lewe vind, ek gaan opgewek word, soos Christus opgewek is. Het ek sekerheid dat hy ook dit vir my sal doen. En so is die kruis nie meer 'n teken van wanhoop of dood of enige sweets nie. Nee, dit is 'n teken van hoop. En dit is 'n teken vir ons van lewe. Want die waarheid is dat daar op elkeen van ons se rug 'n kruis is. Op elkeen van ons is daar 'n kruis wat sê nie goed genoeg vir Christus nie. Afgekeer. Nie goed genoeg om in die teenwoordigheid van God in te kom nie. Afgekeer. Moet sterf. Weens wat sonde gedoen het. Maar Jesus het gesê, gee vir my daai kruis. Ek sal dit dra, elke mens se kruis, ek sal dit vat. Ek sal dit dra, ek sal dit op my vat. Sodat daai kruis weggevee kan word en daar iets anders kan wees. Sodat daar op kan gestaan word, aanvaar, goed genoeg, heilig, welkom in God se teenwoordigheid. En al wat ek en jy moet doen is om te glo. Om ons vertroue te stel in dit. En dit maak nie sin nie. En baie keer maak geloof nie sin nie. Ek en jy kan goed uitredeneer tot op 'n punt. En dan is daar 'n plek wat ons nie dit kan uitredeneer nie, maar die Here moet vra om ons te oortuig. Want my brein kom nie self daar uit nie. En God moet my oortuig van hierdie waarheid. En so wil ons stil staan by in hierdie volgende 6 weke oor groepe mense of 'n mens om te kyk na wat die kruis vir hulle gedoen het. Wat het die kruis met hulle gedoen? Hoe was hulle gekonfronteer met die kruis en wat het gebeur? Van hulle het dit goed geëindig en van hulle het dit nie so goed geëindig nie. Van hulle het dit goed begin, maar nie noodwendig goed geëindig nie. En toe vanoggend wil ons stil staan by Nikodemus. Wil stil staan by die storie van Nikodemus en wat die kruis in sy lewe gedoen het. Jy sien ons kry 2 gedeeltes in die skrif waar sy naam genoem word. En die een gedeelte vind plaas in 'n stuk wat die bekendste vers in die hele Bybel is. Johannes 3 vers 16. En so wat ons gaan sien is, ons gaan nie daai vers lees nie, ons gaan lees tot by daai vers, van vers 1 af tot by vers 15. En wat ons gaan sien is dat Nikodemus nuuskierig was. Hy wou meer weet van wie Jesus is. En daar gaan ons eindig by 'n plek waar ons gaan sien dat Nikodemus nie net meer nuuskierig was nie oor wie Jesus is nie, maar gelowig was, geglo het dat Jesus werklik was wie hy gesê het hy is. En sien, daar's 'n verskil tussen om nuuskierig te wees en gelowig te wees. Daar's 'n verskil tussen om meer te wil weet van Jesus en te glo dat wie Jesus sê hy is wie hy is. Daar's 'n verskil tussen om meer van die Bybel te wil leer en meer te wil lees en meer te wil ondersoek en meer, daar's 'n verskil tussen dit en om te glo dat hierdie waarheid wat in die woord vir ons uiteengesit word werklik waar is. En so vanoggend wil ek jou vra, waar is jy? Want ons almal is Nikodemus.
En ons almal is in 'n sekere sin op al twee plekke waar Nikodemus is. Ons almal is op 'n plek, tot 'n sekere sin is ons op 'n plek waar ons God se woord vat en glo wat Jesus sê. En ons almal is op 'n sekere plek waar ons nog eintlik so bietjie op 'n plek is waar ons sê, maar ek weet nie of ek hierdie kan glo nie, maar as ons ten minste nuuskierig is. En soos Nikodemus nie net by ander mense gaan hoor nie, maar by Jesus gaan hoor. Dan sal ons lei na die waarheid toe. As ons met 'n hart gaan om te wil glo. Jesus sal vir ons wys. Hy sal sy waarheid aan ons openbaar. Sien, die vraag is om mee te begin en die heel belangrikste een, en dis waar Jesus begin met Nikodemus, en ons gaan nou die skrifgedeelte lees. Is glo jy dat Jesus die seun van God is? Glo jy dat Jesus nie net iemand is wat 'n leraar is, wat vir jou kan leer hoe om 'n klomp goed reg te doen nie, of vir jou kan wys om hoe om die lewe te leef dat dit vir jou beter sal uitwerk nie, of om wat ook al anders doen? Glo jy dat hy net 'n profeet is wat gekom het en wondertekens gedoen het nie, maar dat hy God self is, dat hy die seun van God is? Glo jy dit? En as ek dit sê, dan verstaan ek heeltemal, as ons in Nikodemus se skoene moet inklim, dan kan ek heeltemal verstaan hoekom dit vir Nikodemus moeilik was om dit te glo. En so ons gaan sien aan die einde van Johannes 3, is hy nog nie gelowig nie. Maar dan is daar iets wat gebeur aan die kruis, wat hom verander. En so is jy nuuskierig oor Jesus, of glo jy, hy is die seun van God? Op 'n ander manier gevra, assosieer jy met Jesus? Of is Jesus jou lewe? Erken jy dat hy die bron van alle lewe is? Dat hy die mag van die dood en die lewe in sy hande het? Is dit wat jy glo? En so, ek wil ons aanmoedig om te blaai na Johannes 3 vers 1 tot 15 toe. En ek gaan daar lees, as jy op die bord wil volg, is jy welkom. Hoop is groot genoeg. Ja, dit is. Okay, great. So Johannes 3 vers 1 tot 15, ek lees vir ons, sê, daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs, met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Ja, hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is en is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waar hy waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het,
so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Nou Vader, ek vra U, mag U deur U Gees ons lei na waarheid toe. Mag U U woord oopbreek. Mag U ons help om te verstaan. Mag U aan ons openbaar wat U aan ons openbaar vanoggend. Gee ons die genade dat ons vanuit daai openbaring sal optree. In Jesus naam. Amen. Nou, hierdie storie, as 'n mens 'n storie lees, dan is dit altyd goed om jouself hierdie dinge af te vra, soos, okay, wie is Nikodemus? Dis 'n goeie vraag. Wie is Nikodemus? En dan 'n ander goeie vraag wat ons kan vra uit hierdie storie het, as ons begin is, hoekom kom hy na Jesus toe? En dan is daar 'n baie interessante deel wat Johannes baie spesifiek byvoeg, om te sê dat Nikodemus in die aand na Jesus toe gekom het. En dan moet ons vir onsself vra, okay, maar hoe kom dit? Onthou, in daai tyd was dit nie so maklik om in die aand te leef soos vandag nie. Dit was moeite om ergens te gaan in die aand. Maar hy doen dit in die aand en so die vraag is, ons moet vir onsself vra, hoekom? En soos ons begin, dan sal ons sê, okay, wie was Nikodemus? Wel, dit sê, hy was 'n leier van die Jode. Hy was 'n fariseer, maar nie net 'n fariseer nie, hy was 'n leier van die Jode. En dit beteken, hy was 10 deel van die Sanhedrin, wat bestaan het uit 'n groep van 90 mense, wat die volk van die Jode leiding verskaf het. Hulle was soos 'n regsbank ook, wat uitsprake gegee het en gesê het, hierdie moet gebeur, of dit moet gebeur, en dis hoe goed moet wees. En so hierdie is wie Nikodemus is, en so hy is iemand met 'n baie hoë aansien tussen die Jode. Dis wie hy is. Hy's ook iemand wat hulle vir ons mooi sê, 'n fariseer, en dit beteken hy's 'n wetsgeleerde. Hy ken die skrif baie goed. So goed dat hy groot dele van die skrif kan opsê van die begin tot die einde. En so, hy weet wat in die wet staan, hy weet wat in die geskrifte staan, hy weet presies wat geskryf staan oor die Messias wat moet kom. Hy weet. En dis hoekom hy na Jesus toe kom. Hy kom na Jesus toe, want Jesus het iets gedoen. In Johannes 2 lees ons van die feit dat Jesus by die Pasga daar was en baie wondertekens gedoen het onder hulle. Terwyl hy by die tempel was, en so, ons kan aanneem dat Nikodemus definitief nie net gehoor het van wondertekens wat Jesus doen nie, maar self goed gesien het. Hy het goed beleef, hy het gesien hoe Jesus mense gesond maak, hoe hy mense se lewens in 'n oomblik verander. Hy sien wondertekens voor sy oë. En so wat dit doen in Nikodemus se hart is, Nikodemus kom op hierdie plek waar hy vir homself vra, wie is hierdie? Want ek is seker hy kom van God af. Ek hoor wat hy sê, ek hoor wat hy leer, ek hoor al hierdie goed wat saam met hierdie wondertekens gaan. So, wie is Jesus? En so wie Nikodemus is in hierdie oomblik is 'n baie nuuskierige fariseer. En so nuuskierigheid is nie noodwendig iets sleg nie. As jy nuuskierig is en baie vra het, dis goed. Dis goed om baie vrae te hê. Dis goed om vrae te vra oor die skrif. Dis goed om meer te wil weet en vir die Here te vra, help my om te verstaan. Dis goed. Wat nie so goed is nie, is dat Nikodemus in die aand na Jesus toe moet kom. Want Nikodemus is nie gewillig om sy reputasie te waag nie. Hy is nie in sy soeke na Jesus gewillig om dalk verwerp te word vanuit sy statusposisies uit nie. Hy is nie gewillig om die risiko te loop dat iemand wat teen hierdie Jesus is, 'n groep mense wat regtig teen hom is, dalk uitvind dat hy na hom toe gegaan het of by hom is en meer wil weet van wie hy is en hom erken as 'n leermeester, maar hy het nie deur hulle skool gekom nie. Ons sien hy erken hom as 'n rabbi, hy erken hom as 'n leermeester, maar hy het nie volgens die tradisie
daar uitgekom nie. En so Nikodemus mag nie hier gesien word nie, en so is ek en jy ook op 'n plek vir ons baie keer op hierdie plek is wat ek vra soos, is ek so nuuskierig oor wie Jesus is, dat ek gee nie om wat mense van my dink nie, ek gaan hierdie ding uitfigure. Ek wil uitvind wie Jesus is, en ek gaan dit nie net in my binnekamer doen nie. Ek gaan nie net self op my eie probeer uitfigure wie hierdie Jesus is nie, nee, ek is saam met mense praat oor Jesus, en vir hulle vra en hulle verstaan kry, en sê, ek het nodig om uit te vind wie Jesus is, want hy is nie nou meer op aarde nie, so ek kan nie na hom toe gaan nie, maar na wie toe kan ek gaan? Wel, ek kan na sy volgelinge toe gaan. Ek kan na sy disippels toe gaan. Ja, ek kan na sy woord toe gaan, maar ek gaan ook net soveel daar kry. Ek wil weet wie Jesus is. En so ek is bereid om moeite te maak, om uit te vind wie Jesus is. Hy wil meer weet. Hy is nuuskierig. En dis goed. Wie is Nikodemus nog? Wel, hy is iemand wat erken dat Jesus van God afkom. Hy erken dit. Ek sien dat jy van God afkom. Maar ons het 'n verskil tussen om van God af te kom en om self God te wees. Daar's 'n verskil. En soos ons net erken dat Jesus van God afgekom het, dan erken ons hom maar net as 'n profeet. As iemand wat by God gehoor het en nou met ons praat. En so Jesus beamoed dit deur te sê amen, amen. Dit is so. Ja, dit is so. Maar dan sê hy iets wat Nikodemus nie verwag nie. Hy sê vir my volgende, hy sê ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie sien nie. Kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Sien, Jesus kom van bo. Dis wat later ook gesê word, hy het neergedaal uit die hemel uit. Hy kom van bo en so, hy kan volledig die koninkryk van God sien, terwyl hy op aarde is. Hy is die een wat dit kan sien. Hy is die een wat mense soontoe kan wys. As dit nie gebeur nie, dan kan jy die koninkryk van God nie eers sien nie. En so Nikodemus kan nie die koninkryk van God sien nie, want hy kom nie van bo nie. Nou die woord wat vertaal word is van bo. En wat Jesus sê, wat ons vertaling sê, dat jy van bo gebore moet word, kan ook vertaal word. Dis 'n woord wat in Grieks 'n dubbel betekenis het. Wat ook vertaal kan word as jy moet weer gebore word. En so Nikodemus haak by hierdie gedagte vas eintlik. Want vir hom is daar nie hierdie idee van jy moet van bo gebore word. Daai kan hy nie eers naby begin begryp nie. En so hy haak vas by hierdie idee van, okay, hierdie woord beteken seker dan maar dat iemand weer gebore moet word. En so daarom is Nikodemus op hierdie plek waar hy dan nou vir Jesus sê, okay, maar hoe gebeur dit? Hoe kan iemand weer gebore word? Hoe gaan jy terug in jou moeder skoot en hoe word jy weer gebore? Hoe gebeur dit? Jesus sê vir hom, as iemand nie weer gebore word nie, dan kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Sien, die ander ding wat baie konfronterend vir Nikodemus is vir hom, is dit, maar sy geboorte is wat maak dat hy in die koninkryk van God kan ingaan. Onthou wie Nikodemus is. Hy is 'n Jood. En so daarom is hy God se volk. En so daarom is hy uitverkies om saam met God te wees eendag. Ja, hy moet die wet onderhou, ja, hy moet deel doen wat hy doen, maar sy fisiese geboorte is volgens hom wat juis maak dat hy by God kan wees. En so nou sê Jesus vir hom hier iets wat hom heeltemal verward maak. Wat heeltemal sy boot skud. Wat alles verander. Want vir hom is dit sy geboorte en dan moet jy reg leef volgens die wet. Maar die geboorte is 'n groot deel van dit, want jy kan daar kom as jy nie Jood is nie. En dan moet jy reg leef. Vir sommige van ons dink ook, okay, ek moet Jesus aanvaar,
om weer gebore te word, want ek verstaan dit, maar dan gaan dit absoluut oor hoe ek lewe. Of ek daar gaan uitkom of nie. En so, my vraag vir jou is, wat is jou verstaan van hoe jy in die koninkryk van God kan inkom? Ook voor ek dit vra is, het jy enigstens 'n behoefte om daar te kom? Is daar enigstens enige iets in jou hart wat sê, ek wil daar wees, ek wil by God wees, ek wil by sy koninkryk, ek wil deel van sy koninkryk wees, ek wil deel wees van dit wat God doen? En dan tot 'n sekere mate wil ek vra, lyk dit dalk as volg vir jou, en hier is maar net goed wat ek gaan noem, soos, daar moet iets gebeur, dalk verstaan jy dit, dalk verstaan jy dat ek moet gebore word, maar dan is daar iets, of dalk is jy op 'n plek, nee, ek is nie daar waar ek dit begryp nie, ek is net soos, hierdie is wat ek moet doen, om in die koninkryk van God in te kom. Want jy moet kerk toe gaan, minstens nou en dan. Jy beter, en hoe meer jy kan gaan, hoe beter. Hoe meer sekerheid kan jy kry oor die feit dat jy in die hemel gaan opeindig. Woon elke gebedsbyeenkoms by, doen alles wat jy kan, kom by die kerk uit. Of dalk moet jy net meer weet van wie Jesus is. Jy moet meer weet, so jy moet nog YouTube video's kyk en nog goed oplees en nog goed Google en nog goed leer van wie Jesus is. Jy beter nog meer weet van wie Jesus is. En jy moet jou Bybel, daarom moet jy jou Bybel elke dag lees. Want jy moet meer hiervan weet en dan gaan jy daar uitkom. Dalk is dit dat jy gedoop moet word. Dalk is dit dat jy in 'n Christenhuis moet wees. Dat jy moet sê dat jy 'n Christen is. Ek moet dit tik op die forumpies en ek moet dit sit op Facebook en dis wat ek moet doen. Anders gaan ek nie in die koninkryk van God opeindig nie. Dis wat ek moet doen. Dalk is dit dat jy 'n baie goeie lewe moet lei en goed moet wees vir mense rondom jou. Dalk is dit dat jy verstaan het dat jy moet disippels maak. En as jy dit doen, as jy die evangelie verkondig, dan sal jy hemel toe gaan. Dalk is dit 'n kombinasie hiervan vir jou. Dalk is al deel hiervan wat jy soos, ja, ek moet dit doen, maar ja, dit en dalk is 'n paar van hierdie goed. Maar Jesus sê vir Nikodemus, nee, hy moet weer gebore word. Dit is nie genoeg om 'n Jood te wees nie. Dis nie genoeg om in 'n Christenhuis gebore te word nie. Dis nie genoeg om Afrikaner te wees nie. Dis nie genoeg om kerk toe te gaan nie. Dis nie genoeg. Dit werk nie. Jy moet weer gebore word. Dis wat moet gebeur. Jy moet weer gebore word. En so vra Nikodemus nou maar hoe gebeur dit? So Jesus sê weer vir hom, ek sê vir jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie. Wat beteken om weer gebore te word? Jou gees moet gebore word. Jy kan in die koninkryk van God nie binnegaan nie, want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Jy moenie daar verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet van bo of dan nou weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En so Jesus maak dit duidelik, deur daai sin weer te sê, jy moet weer gebore word, jou gees moet lewend gemaak word. Dis wat moet gebeur. Ek en jy kan dit nie self doen nie, en so Nikodemus kom op hierdie punt waar hy dan nou weer vra, maar hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe? Dis onmoontlik. Dis nie moontlik nie. Ja, Nikodemus, dis nie moontlik vir jou nie. Dis onmoontlik vir jou. God moet iets doen. En so vertel Jesus hom
van iets waarvan hy sal weet. Jesus vertel hom van iets wat gebeur het jare gelede in die woestyn. Jesus vertel vir hom van 'n gebeurtenis waar 'n slang opgelig is op 'n paal. Toe die hele Israel siek is en gebyt is met giftige slange. En hoe daar vir Moses gesê is, maar Moses, hierdie is wat jy moet doen, jy moet hierdie slang maak en dan moet jy hom oplig op 'n paal, en dan sal die wat daarna kyk en glo dat hulle genesing sal ontvang, gered word, en die wat nie, sal doodgaan. Ek wonder of ek sou geleef het as ek 'n Israeliet was. Wat doen jy as 'n giftige slang jou byt? Jy maak elke plan wat jy kan. Jy doen jou deel. Jy soek 'n dokter, jy doen jou deel, dis wat jy doen in jou natuurlike wese, dis wat jy doen. Jy draai na iets wat God voorsien het. En glo dat dit genoeg sal wees, nie uit jouself uit nie. En so kan jy sien dat selfs daai bietjie geloof wat die van Israel wat gered is gehad het, was omdat God vir hulle geloof geskenk het om te sê, okay, dis of dit, of hulle was net heeltemal so, ek het nou geen ander keuse nie. Ek het op so 'n laagtepunt gekom in my lewe, dat daar is niks anders oor vir my nie. Niks, ek het geen opsie nie. Ek sien hoe ek besig is om te krepeer en dood te gaan, en dit is hoekom dit soveel makliker is vir armes om in die hemel te kom. Want hulle het niks anders om op te steun as om op Christus te leun nie. Dis hoekom Jesus sê, dis moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom, want hy maak staat op alles wat hy aards hierso het, om iets vir hom te maak. En ek en jy doen dit. Ons leun op dit eerder as op Christus. Ons sê, ja, maar wat Christus gedoen het net 'n geestelike gevolg. Nee, Christus en wat hy gedoen het ver verby 'n geestelike implikasie in my en jou lewe. Hy het fisies uit die dood uit opgestaan. Dis nie 'n teoretiese ding nie. En so is sy verlossing vir my en jou is nie net 'n geestelike iets wat nooit in hierdie lewe fisies kan word nie, maar dis 'n soeke na hom, nie na dit wat hy kan gee fisies nie. En so Jesus is besig om vir Nikodemus te verwys na wat met homself sou gebeur. Dis wat Jesus doen, hy is besig om 'n prentjie vir Nikodemus te skep om te sê, hoorie maar, dit gaan met my gebeur. Ek gaan daai iemand wees wat opgehef gaan word, wat daar gehang gaan wees, aan 'n paal, aan 'n kruis. En daar is geen hoop vir hierdie mensdom nie. Elke liewe mens in hierdie wêreld is gepik met die gif van sonde. En is besig om dood te gaan. Van die dag wat hulle verwek is hulle besig om dood te gaan. Hulle het geen hoop tot lewe nie. Absoluut geen. Hulle is reeds besig om te sterf. Maar die wat in my glo, hulle sal lewe. Hulle wat sal kyk na wat ek gedoen het aan die kruis, hulle sal lewe. Nie hulle wat kyk na wat ek gedoen het aan die kruis en net hulle wat sal kyk na ek en wat ek gedoen het aan die kruis. Dit gaan nie om wie jou pa of ma is nie. Dit gaan nie om wat jy besit of wat jy nie besit nie. Dit gaan nie om hoe geleerd jy is of hoe ongeleerd jy is nie. Dit gaan nie om wat jy weet en wat jy nie weet nie. Wat bepalend is wat jy glo oor wie Jesus is. Hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Hy is die enigste manier tot lewe. Die enigste. En so Nikodemus
verdwyn van die storie af. Hy verdwyn, ons hoor nie weer van hom nie. Jesus sê nog 'n paar goed vir hom om hierdie eintlik nog bietjie meer uit te pak en meer sin te maak van dit, van as hy geglo dat hy die seun van die mense sou hy daar al begryp het. Ja, Johannes 3 vers 16 sê, hy het sy seun gestuur om die wêreld so lief gehad en enigiemand wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Nee, en so as hy dit geglo het, dan het hy dalk gesnap, okay, hier's nog 'n ding, hier's nog 'n klou, ek sien. Maar Nikodemus verdwyn van die storie af en ons hoor nie weer van hom nie. Tot in Johannes 19, en julle kan daar oopmaak as jy wil, of saam met hier volg, en ons lees die volgende. Nikodemus wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het. Okay, en so Johannes maak baie duidelik, baie seker dat hy vir ons sê, dis dieselfde Nikodemus. Die Nikodemus wat voorheen in die nag na Jesus toe gegaan het. Onthou julle, ek het vroeër in hierdie brief, het ek vir julle gesê, Nikodemus het in die aand gekom. Okay, daai Nikodemus. Dis dieselfde een. Sê, hy het ook gekom. Waartoe gekom? Na Pilatus toe. Saam met Josef van Arimatea. Om vir Jesus se liggaam te vra. Hy het nie net gekom om te vra vir dit nie, hy het gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 liter of litra mirre en adelhout gebring. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye in linnedoeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. By die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waarin niemand nog ooit neergelê is nie. Ja, daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. Sien, Nikodemus wat deel is van die Sanhedrin, Nikodemus wat deel is van die Fariseërs wat gemaak het dat Jesus gekruisig is, en nie vir hom opgestaan het daar voor almal nie. Nie gesê het, nee, moenie aan hom raak nie, want hy is die seun van die mens, of hy is die seun van God, of niks daar gesê het nie, ons lees niks van dit nie. Maar tog, daai selfde Nikodemus, nadat Jesus gekruisig is, doen iets. En so ons weet nie presies wat het gemaak dat Nikodemus dit gaan doen het nie. Ons weet nie presies hoe het hy gekom tot geloof dat Jesus sekerlik meer is as net 'n leermeester nie. Net iemand wat van God af gekom het nie. Ons sien dat Nikodemus iets doen om aan 'n dooie Jesus se behoeftes te voorsien. Hy doen nie net iets nie. Hy bring genoeg mirre en adelhout soos wat gebruik was vir 'n koninklike begrafnis. En so eers 10:1 toe Jesus daar hang aan die kruis het toe Nikodemus daarna gekyk en hierdie storie wat Jesus vir hom vertel het, onthou en gesê, o, dis hy. Hy is die een, as ek in hom glo, dan sal ek lewe hê. Hy is God. Hy is die seun van God. Dis hy. En as ek in hom glo, dan sal ek lewe hê. En so daarom, as gevolg van dit, as gevolg van daai geloof, is daar nie meer in die geheim iets doen en gee dit vir Josef van Arimatea en sê, hierso, vat jy dit en gaan doen iets met dit nie. Josef van Arimatea, wat ook deel is van die Sanhedrin, wat ook 'n skrifgeleerde is, wat ook deel is van daai groep, en hulle albei is net op 'n plek waar hulle is soos, nee, dit maak nie meer saak wat mense van my dink nie, dit maak nie saak of ek my status verloor nie, dit maak nie saak of mense my verwerp nie, dit maak nie saak of ek alles in hierdie lewe verloor nie, dit maak nie saak of ek niks meer gaan besit nie, dit maak nie hierdie lewe en wat ek hier het, al die aansien wat ek het en wat ek kan hê, maak nie saak nie. Hy maak saak. En dit wat ek nou kan doen, gaan ek met oorgawe doen. Dit wat ek nou kan doen om hom te verhef, om vir hom iets te gee wat hy nodig het, wat hy wil hê. Die beste moontlike manier wat ek nou hom kan lief hê. Dit sal ek doen. Maak nie saak wat dit kos nie.
En so ons sien hoe hierdie daad getuienis is van sy geloof. Wees baie bewus van die feit dat dit nie die daad is wat hom red nie. Nie hierdie daad is net, maak dit vir ons dit baie duidelik dat hy 'n gelowige is. En so is dit vir my en vir jou, as ons skuif van iemand wat net nuuskierig is of assosieer met Jesus, na iemand wat reg glo Jesus is die seun van God, dan begin ons lewe anders lyk. Maar dis nie ons wat ander goed doen om ander mense te probeer oortuig dat ons Jesus dien nie. Dit het absoluut niks met dit te doen nie. Nee, ons loop eerder die gevaar dat ons in die kerk die mense sal wees wat is soos die Fariseërs was. En so vir my en vir jou is daar 'n groot gevaar. Dat ons ook Fariseërs word, want ons hoor die woord van God van kleins af. En ons raak gewoond aan dit. Die vraag is, glo ons dit? Dit gaan nie oor hoeveel kennis jy oor dit het nie. Dit gaan oor of jy dit glo. En ek en jy kan dit nie alleen glo nie. Ek en jy kan dit nie self glo nie. Dis die Gees van God wat met oortuiging bring dat ons dit werklik glo. En dan sal my en jou lewe getuig van die feit dat ons dit werklik glo. Niemand van ons gaan in die koninkryk van God of dan nou hemel toe op grond van ons eerste geboorte nie. Nie, ons moet weer gebore word. Ek het 'n paar vrae vir jou vanoggend om mee af te sluit. Eerste vraag: is Jesus iemand wat jy nog in die duister ondersoek? Of is hy iemand wat jy openlik volg? En weer eens, ek bedoel nie, hy is op jou Facebook status nie. Of jy share 'n skrifgedeelte op jou WhatsApp status nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Mense rondom jou weet, jy dien die Here. Mense wat met jou te doen kry, weet, jy dien die Here. Jy volg hom. Is hy die een waar jy lewe vind? Of is hy die een waarvan jy weet, maar nog nie seker is of hy die weg tot lewe is nie? Glo jy Jesus kom van God? Of glo jy hy is God? Indien jy hom nie openlik voluit met alles in jou volg nie, wat maak dat jy hom nog nie openlik kan volg nie? Is jy nog net nuuskierig? Of is jy bereid om alles prys te gee om hom te volg? En hom lief te hê, hoe ook al jy kan in hierdie oomblik. Selfs al weet jy, dit gaan maak dat jy alles verloor. Wat het jy om te bring? Jouself, volledig. Nog 'n vraag, wie ken jy wat nodig het om hierdie boodskap te hoor? Wie ken jy vir wie Jesus hierdie moet openbaar? Sien julle soveel soos wat Jesus se kruis 'n teken van hoop is? Is dit ook 'n teken van offens? En sien die kruis druk ons
tot 'n besluit. Jesus is of wie hy sê hy is vir jou, en jy aanvaar dit volledig, of jy verwerp hom. Een laaste vraag. Indien jy glo dat Jesus God is, verstelling, dan sal jy soos Nikodemus sy behoeftes dien met oorgawe. Geen nie om wat dit jou gaan kos nie. Sien, dit is die bewys van jou geloof. Spreek jou lewe van dit. Getuig jou lewe dat dit vir jou waar is. Indien dit nie so is nie, weet ek nie of ons werklik glo dat ons glo dat Jesus is wie hy sê hy is nie. En ek weet nie of ek en jy kan sekerheid hê oor dat ons die koninkryk van God sal sien. Dat ons eendag hemel toe sal gaan nie. Jesus sê op 'n ander plek in Matteus 7 vers 21 dat nie almal wat my Here, Here noem, sal in die koninkryk van God ingaan. Maar slegs die wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En so ek wil jou nie hier los nie. Ek wil nie vir jou 'n goedvol boodskap gee en sê ek en Jesus, ons is vir altyd saam en vir ewig en hy gaan altyd by my wees en hy gaan my altyd help en ek gee vir jou 'n valse sekuriteit nie. Jy weet wat God se Gees in jou hart getuig. En mense rondom jou weet. Hulle sien. Soos wat Pilatus moes sien, hierdie man worry nou oor niks anders nie as om Jesus te dien. Is dit jou getuienis? Ons bid saam. Ja, Vader, soos ek hierdie vra, is ek bewus van my tekortkoming binne hierdie. Is ek bewus van ek wat bang is, huiwerig is, wegskram vir wat mense van my gaan sê of dink. Ek vra U vergewe my. Here, mag U vir my 'n groter openbaring gee van wie U is. Die Christus wat aan die kruis gehang het, wat gesterf het, wat opgestaan het, uit die dood uit, en die dood oorwin het. Here, dat dit vir my sal sekerheid gee, sal krag gee, sal oortuiging gee om U met my hele hart meer en meer en meer te dien. En nie bewus te wees van dit wat ek vir myself moet hou nie. Want dit gaan oor U koninkryk en in U koninkryk is daar voorsiening, want U is die een wat voorsien. U is die een wat alles het en U is die een wat vir my sal voorsien, Vader. En so Vader, mag U koninkryk vir ons meer waardevol wees as enige iets anders. As ons status, as wat mense van ons dink, as ons besittings, as ons gemak, as enige iets, Here Jesus. Mag U ons help, mag U ons lei na 'n plek toe deur U Gees, Here, mag U ons daai dele wat so is, mag U dit kom lewend maak binne ons, Here Jesus Christus. 'n Geloof wat van U afkom, wat van bo afkom om U te volg met alles wat in ons is. Vergewe ons waar ons wil staat maak op ons verstaan van goed. En nie op Christus nie.
En Vader, help ons, Here, om nie toe te voeg tot hierdie goed en te sê, ja, maar ek het dit en dit en dit en dit gedoen, en so dit maak my meer reg vir die koninkryk nie. Geskik vir die koninkryk nie, dis Christus alleen. Dankie vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis, Here Jesus. Help ons om te glo. Help ons om te glo en te gaan getuig. Here, ons dink aan almal wat ons ken, wat hierdie nodig het om dit te hoor. Mag U ons gebruik om deur ons lewe en deur ons woorde hiervan te getuig. Bid dit in Jesus naam. God se mense sê saam. Amen. Ons hoop deur hierdie boodskap word jy lief vir God, lief vir mense en maak disippels.